till every fear is still. At the mention of your name, we're not alone. Healing is found. Dank is op de dag om samen met de vrienden lekker op die naam van die Heer groot te maken. Sy lof te besing. Halleluja. Ek wil vir jou langs sê van ek is bly jy sien. Kyk vir jou aan die ander kant, sê van jy is jou maas een mooiste kind. Kom. Halleluja. Ons is so bly om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. En hier is een van die grootste dae op die kalender vir die kind van God. Wanneer jy dit weet vanmorgen, dis vir my belangrik dat jy verstaan vanmorgen dat dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor hom. En ek wil vanmorgen so bietjie met jou gesels oor 'n skaduwee van die kruis. Klink vanmorgen dalk so bietjie snaaks, maar ek wil vanmorgen so bietjie jou gedagte prikkel. En ek wil eers die gedeelte lees in Johannes die 19de hoofstuk, die 17de vers. Hy sê, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan die kant en Jesus in die middel. Kom ons sit so dat ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanmorgen oor ons nie, dit gaan oor U. Here, ons is so dankbaar dat U aan die kruis gesterf het vir al ons sondes en al ons ongeregtighede. Here, ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U verheerlik, want daar is niemand so skoon in Jesus nie. Aan U kom toe, al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus naam. Die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie praat oor 'n gedagte wat ons almal baie goed ken, en dis die kruisiging. Die snaakste deel van alles is dat baie keer wanneer ons die kruis sien, dan sien ons verlossing, dan sien ons wat aan die kruis gebeur het, en ons sien die menslike aspek. Maar ek wonder of jy vanmorgen al gekyk het na die ware aspek. Dit is nogal snaaks dat ons baie keer, as ons 'n prentjie sien, of die prent van
Passion of Christ, is ons geneig om hartseer te raak en seer te raak en dis 'n moeilike begrip om te verstaan dat mense so wreed kan wees om iemand te vat en aan 'n kruis vas te slaan en hom dood te maak. Maar terwyl ek gisteraand voor die Here lê, toe kom daar 'n gedagte in my kop op wat my geweldig geplaat, en ek lees dit in Genesis 22, waar hy praat van Abraham wat gegaan het om sy seun Isak te gaan offer. En ek wil hê jy moet gou in die prentjie inkom, want Abraham het gegaan en hy het sy seun gevat en in eerste donkie gevat en hout opgepak en toe hulle gery vir so 2 of 3 dae wat hulle geloop het, maar op 'n sekere stadium het hy omgedraai en vir die diensknegte gesê, julle kan nie nou verder saamgaan nie, ek en my seun gaan offer. En hy vat die hout en hy maak dit op sy seun se rug vas, dat sy seun die hout verder moet dra van waar hulle op daardie stadium was. Nou, wat beteken dit vanmôre vir ons, as ons kyk na die kruisiging van Jesus? Daar was 'n sekere plek gewees, wat Jesus vir sy disippels gesê het, julle kan ongelukkig nie gaan waar ek gaan nie. Die plek waarin ek gaan, sal ek alleen moet gaan. Die plek waarin ek gaan, is nie gemaak vir julle omstandighede of dit waarin julle nou is nie. Nou, jy moet dit verstaan, want hy het ook 'n hout gevat en op sy rug geplaas en daarmee begin loop na die plek toe waar hy dan sou gekruisig word. Nou, daar's 'n paar goed wat dadelik in my kop opspring wanneer ek hieraan dink. Van die eerste ding wat my geweldig pla is dat ons op 'n sekere stadium in ons lewe op 'n plek gaan kom waar ons moet besef, dit vat 'n kruis, dit vat 'n bondel hout, dit vat partykeer iets wat ek moet dra, dit vat partykeer daardie las, daardie bekommernis, daardie seer wat ek moet dra om by 'n plek uit te kom van oorwinning. Ek weet nie hoe verstaan jy dit dalk nie, maar ek wil hê jy moet gou vir my mooi luister, want wat hier gebeur is, hy sê daar so, en Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en op sy seun Isak gesit, en die 4de mes in sy hand geneem. Dis snaaks dat toe hulle saam begin wegloop, het Isak iets gevra wat baie logies is. Hy het gesê, ek sien die hout en ek sien die vuur en ek sien die mes, maar waar is die lam? Hy ken die prosedure. Hy weet as daar 'n offer gebring moet word, is daar 3 goed betrokke. Daar moet 'n lam wees, daar moet 4 maand oud wees en daar moet 'n mes wees. Want hierdie dier moet doodgemaak word alvorens dit gebrand word. Nou dadelik, toe ek hieraan begin dink, toe begin my hart hieroor uit te gaan, want ek het begin kyk na hierdie jong seun se omstandighede wat geloop het met die vraag, ek sien die hout, maar ek sien nie die lam nie. Kan ek vanmôre vir jou sê, ek sien baie keer mense wat die kruis dra, maar ek sien nie die lam in sy lewe nie. Ek sien baie keer mense wat sê, ek's 'n kind van God, maar ek sien nie die God van daardie kind in sy lewe nie. Ek weet nie vanmôre van jou nie, maar dit begin my pla, dat mense verkoud raak, dat mense verkoel raak. Omdat die omstandighede van ons tyd, pastoor, of omdat die geleenthede, of die dinge, ek weet nie van jou nie, maar dit begin my pla, want ek wil vanmôre op die plek kom, waar ek nie die kruis nie. Ek het eendag gesê, iemand vir my, daai ou is 'n Christen, want hy dra kruis in die nek. Toe sê ek ook, en hy sê, spyder om die nek dra as 'n mechanic. Want dit maak nie vir my sin nie. Dis nie te sê, as ek dit aan die buitekant vertoon,
dat dit is wat aan die binnekant aan die gang is nie. Ek wil vanmôre so 'n bietjie net daarby gaan stil staan, want dit het vir my begin dink daaraan, dat hierdie jong man loop, en hy vra die vraag, maar waar is die lam? En die oomblik, die Bybel sê, die oomblik, toe Abraham gaan, en hom begin vasmaak, die hout afval van hom af, en hom begin vasmaak met dieselfde tou, wat die hout mee vasgemaak is, toe begin hy te besef, maar ek is gebore, die offer. Wat sê die boek Romeine? Hy sê, stel jou liggaam dan, as 'n lewendige heilige, en voor God, 'n welgevalle offer, en dis maar jou redelike godsdienst, dis net die begin van jou godsdienst, om jouself te stel, as 'n offer. Nou, baie mense sal vanmôre vir my sê, pastoor, wil jy hê, ons moet dan op die altaar wees? Ek wil hê, jy moet vanmôre verstaan, dis jou plek, om op die altaar te wees. Dis jou plek om te sê, Here, ek offer my lewe op vir U, want U het U lewe vir my opgeoffer. U het my gevat en my uitgehaal uit 'n moddersluik uit. U het my gevat en my gewas met die kosbare bloed van Jesus, en daarom wil ek vir U lewe vanmôre. Jy sien, toe hierdie man, hierdie jong seun vasgemaak word, en sy pa die mes optel, toe kom 'n engel en sê, moenie los. God het jou gehoorsaam met dit. Ek sien die prentjie in my kop afspeel, waar hulle Jesus aan die kruis vaslaan, en terwyl hulle hom te begin vaslaan aan hierdie kruis, is daar iets wat my pla, want dit is eintlik my plek gewees, die plek wat Jesus op die kruis gehad het ek eintlik verdien. Romeine 6:23 sê, die loon van die sonde is die dood. So wat ek vir jou kan sê is, ek verdien eintlik die dood. Ek wat vanmôre sonde in my lewe het verdien eintlik om aan die kruis vasgeslaan te word, en ek verstaan die konsep, en ek verstaan die beginsel, maar daar's iets gewees wat my geweldig gepla het, want baie mense het die kruis daar gesien staan op Golgotha, maar hulle het nie die lam gesien nie. Nou as jy gaan kyk, wat sê die woord van die Here in Johannes 1, dan begin hy, en hy sê in Johannes 1:29, kom Jesus op die bank van die Jordaan aangeloop, en sy neef kyk op, Johannes die Doper, en hy kyk op en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Men het hy geweet, dat toe Jesus aan die kruis geslaan was, was dit die lam van God, wat geoffer was vir my en jou sonde. Daarom kan ek vanmôre sê, ek is vrygekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus, en niks en niemand kan dit van my wegneem. Jy sien, hierdie het my baie vinnig laat dink, want dit is die uiterlike en die menslike aspek wat ons gesien het. Maar ek wil begin klaarmaak, en ek wil begin praat oor die goddelike aspek wat ons nie sien nie. Die lam van God is aan die kruis vasgeslaan, en hy word tentoongestel dat ander hom kan sien. Die nag met die nagmaal was daar 3 goed gewees wat enige paasmaaltyd, of 4 goed wat enige paasmaaltyd moet hê. Jesus sê,
gaan bereid ons 'n plek voor waar ons die Passover, die Pasfees kan vier. En die vier goed wat betrokke is, wil ek gou vir jou gee, dat jy dit verstaan vanmôre. Die eerste ding wat daar is, was 'n lam wat geslag was. Die lam is na die priesters toe gevat word. Hy moes vir die priesters geslag word en dan moes sy bloed teen die altaar gegooi gewees het. So ons verstaan dat daar was bloed wat teen die altaar gegooi was. Ons verstaan daar was 'n lam. Hierdie lam mag nie gekook word nie. Hy moes tipe van gebraai word. Daar mag nie 'n been in sy liggaam gebreek wees nie. So hy moes voorberei wees. Die tweede ding wat die Bybel sê is, daar was brood gewees wat ongesuurd was. Nou, ek weet nie of het jy al gelees in die Bybel nie. Die Bybel praat van die suurdeeg as sonde. Dit wat ander beïnvloed. Maar die paasoffer moes ongesuurde brood hê. Dit is so amazing dat Jesus nie in die graf kon afgaan as hy nie sonde gehad het nie. En dis hoekom hy my en jou sonde op hom gevat het. Dit wat ons nou al gedoen het en nog gaan doen, is reeds op hom geplaas gewees. Die ander deel is dat die dood kon hom vashou as hy sonde gehad het. Maar hier gebeur iets wat my verskriklik laat dink, want hy is die ongesuurde brood. En as jy al saam in Israel was, sal jy weet, saam met elke brood wat jy koop, hulle het so tipe van 'n bygel wat hulle verkoop, het hulle 'n spice by, en ek kan nie die ding se naam om die dood vanmôre onthou nie. Maar dit is kruie wat hulle vat, wat bitter is, en dan meng hulle dit met sout. En dan as jy brood breek, dan druk jy dit fisies in die kruie in, met die bitter smaakie, maar die oomblik wat jy hom in jou mond sit en begin eet, dan verander die sout die bitter smaak na iets amazings toe. En die oomblik toe ek hier dan gaan dink, toe dink ek, so die spesery moes daar wees, en dan was daar wyn aan die tafel, en hulle praat van 3 tot 4 glase wat hulle gedrink het, vir verskillende redes, verskillende tye. Maar Jesus het daai aand toe aan die tafel gaan sit, het hy dit verander van die tradisioneel na die nuwe. Hy het nog steeds die beker gevat, nog steeds die brood gevat, nog steeds die bitter spice gevat. Maar toe ek gaan kyk na die kruisiging, toe sien ek die bloed en ek weet, dis vanmôre die bloed wat ons reinig. Toe ek gaan kyk na sy liggaam, toe sien ek die brood wat gebreek is en ek weet dis die bloed. En die oomblik toe ek gaan kyk na die bitter spice toe, kyk ek na die kruis. En ek verstaan dat dit is nie vanmôre normaliteit wat iemand aan 'n kruis sit en hom daar vasslaan nie. Dis bitterheid. Want bitterheid bring haat na vore. En ek gaan staan en ek dink aan al hierdie goeders en dit begin alles by my meer sin te maak, maar ek wil gou praat oor die bonatuurlike wat moes gebeur. Jy sien toe Jesus in die doodryk instap, was daar celebration in the realm of death. Daar was 'n oorvloed van hande in die lug, 'n toejuiging van die seun van God is dood.
verander in 'n tragedie. Ek weet nie of as julle op so 'n partytjie nie. Kom daar, en kyk die ouens so goed, nou, stap met mekaar, so 'n tragedie, ons waai. Dis nie lekker nie. Oomliks hulle gedrink en begin mekaar te boks. Of iemand kry seer, of iemand gaan dood, of wat ook al die geval mag wees, dan denk ek van myself, stupid, maar nou, oké. Maar hier gebeur iets. Want jy sien, toe hierdie ding afspeel, toe verander die partytjie in wanorde. Toe verander dit in vrees, want die toejuigings het stil geraak, want hy die mantel van sonde afgegooi. En ek het gisterand 'n oulike ding gekry dat iemand vir my gestuur het van 'n klein seentjie wat gevra het, wat is die sterkste in die wêreld? En hy het gegaan en hy het by 'n klomp yster gekom. Toe vra hy van yster, is jy die sterkste in die wêreld? Toe sê hy vir hom, nee, ongelukkig nie, want vuur smelt my. Toe gaan hy na vuur, toe hy vra vir vuur, is jy die sterkste in die wêreld? Toe sê hy vir hom, nee, ek is nie die sterkste nie, want as dit nat reën, dan blus dit my. As dit begin reën en die water val op my, dan blus dit my. Toe stap hy na water toe en hy vra vir water, is jy die sterkste op die aarde? Toe sê hy, nee jong, as die son hard op my bak, dan verdamp ek en ek raak weg. En hy dink toe, wel dan moet die son die sterkste wees, en hy gaan na die son toe, en hy vra vir son, is jy die sterkste? Hy sê, nee jong, het vat nou 'n simpel wolkie om voor my in te beweeg, dan kan ek nie skyn waar ek wil skyn nie. En hy dink toe wel, dan moet wolke die sterkste wees, en hy gaan na wolke toe, en hy sê vir wolke, sê gou vir my, is jy die sterkste? Hy sê, nee, ek is nie die sterkste nie. Hy sê, want het vat 'n stupid windjie om op te kom, en my weg te blaas, en ek is dan nie meer daar nie. Hy vroeg vir my, wat sal jy dan sê is die sterkste? En hy had dan sê, ek dink is dood. Want almal oor wie ek al gewaai het ergens dood gegaan. En die seentjie stap na dood toe, hy sê vir hom, sê vir my, is jy die sterkste? Hy sê, jong, ek het al konings gevat. Ek het al peasants gevat, ek het al diensknegte gevat, hy sê ek het al die sterkste man in die wêreld gevat. Hy sê, so ek is sterk, hy sê, maar ek is nie die sterkste nie. Hy sê vir hom, wat bedoel jy? Hy sê, daar was 'n man, 2000 jaar terug, wat ingestap het, voor wie ek my knieë moes bou, wat my sleutel gevat het, my rang en my titel van my weggeneem het, as die koning van die doderyk, en hy graf hel en dood oorwin. Hy sê, so ek moet vir jou sê, ek ken een wat sterker is as ek. Die jong seun staan en kyk vir hom, hy sê, maar wie is dit? Hy sê, sy naam is Jesus Christus, die Seun van 'n lewendige God. Want niks kom doodmaak nie.
terwyl jy vanmôre hier sit, wil ek vanmôre vir jou sê, ek wonder hoeveel mense sien by ons die kruis, maar hulle sien nie die lam nie. Ek wonder hoeveel mense sien die beeld van Christendom, maar ons ken nie die lam nie. So ek wil vanmôre vir jou sê, vandag is 'n celebration van iets groots. Colinda, het jy die prentjie wat jy wil opsit op die video link vir my? Kan jy hom vir die bord gooi as jy het? 'n prentjie van die kruis en compassion, asseblief as jy vir my kan op die bord gooi. Want wat ek wil doen vanmôre is, ek wil hier vanmôre verstaan, dat graf en dood het nie meer hou vas oor jou. Die wet het nie meer hou vas op jou nie. Galasiërs 5 vers 4 sê, julle wat geregverdig wil word deur die wet, is losgemaak van Christus en het van genade verval. Maar ek wil hê, jy moet gou vanmôre iets sien. Ek wil jou nie vanmôre wys die seer en die pyn en die kruis nie. Ek wil hê jy moet sien wat Johannes gesien het. Kyk, daar is die lam van God. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. En wil niemand rondkyk asseblief. As jy vanmôre hier sit, en jy sê, Here, ek wil nie vanmôre die hout sien. Ek wil nie die toue sien, ek wil nie die spykel sien. Ek wil nie vanmôre my probleme, my bekommernisse, my laste sien nie. Ek wil nie vanmôre my omstandighede sien nie. Ek wil nie vanmôre die dinge sien wat ek nie wil sien nie. Dan is my gebed vanmôre vir jou, Here, wys my die lam. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, wys my die lam, steek op jou hand na God toe. Ek wil saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg wat die goeie opgaan. As jou hand opgesteek, sal jy saam en opstaan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Onze Vader, wat in die hemel is, ek weet, U het 'n engel gestuur om te gaan en vir Isak te red. En ek dink die engel het na U gekom en gesê, Here, gee net die opdrag en ons genade van die kruis af. Here, gee net die opdrag en ons verander alles. Here, gee ons net die woord en alles sal verander. Here, gee ons net aan die opdrag dat ons hom kan red. Maar God het stil gebly, omdat hy jou wou red. En Here, ek kom vanmôre en ek wil sê dankie, Here, dat U die engele gestuur het nie. Dankie, Here, dat U na my gekyk het. En Here, dankie dat ek vanmôre kan sê, ek weet, ek is vanmôre kosbaar en waardevol vir hom. Dankie dat ek vanmôre kan sê, hy het aan die kruis gesterf. Maar God het die plan gehad. En Here, as ek vanmôre opkyk, as ek vanmôre my oë ophef, dan sien ek vanmôre die
nie lang. Here, so dankie dat Pilatus hom nie ter dood kon veroordeel nie, maar hy het hom teruggegee aan die hoëpriester. So hoëpriester kan nie hom doodmaak nie, maar hy mag hom offer. Maar het hulle geweet dat hier die vrymaking vir ons vrymaking sou beteken. En Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding van my hart in die kosbare naam van Jesus Christus. En ek dank U daarvoor. Amen. En amen. Ek wil die sitplek neem. En ek gaan vanmorgen die broers vra by die nagmaaltafel gaan bedien om na vore te kom. En terwyl hulle na vore kom, gaan ek ook vir Ronel vra om na vore te kom. Dis 'n vriendin wat ek al baie jare ken. Op Paas pastoor Dave Kopa, een van my mentors. En hulle het besluit dat van vanmorgen so 'n bietjie kom kuier by ons en toe sê ek vra, asseblief sal jy saam met my sing, want ek weet sy kan sing. So ek gaan vra nou om ons op voor te kom. Sal jy vir my die voorgee asseblief sing. En dan dit weet ons so lang hier kom staan, ek is nou nie. Die nacht dat hy gaan sit het aan die tafel, het alles verander. Hulle het die Pascha geëet en gesê, hierdie was dat die dood oor ons mense gevlug het in Israel nie, ag in Egypte nie. Maar daar was bloed aan die deurposte gesmeer. Maar wat het wel was dat hierdie is nou my liggaam. En my liggaam gaan kom en my en jou aan mekaar bind. Dis wat hy sê. Hy sê daar hier, neem jy hier die my liggaam. En terwyl ek hier dan gaan sit en dink, toe dink ek daaraan. Hy sê ek moet in hom wees en hy in my. Soos ek vanmorgen hier die brood eet, dan maak ek die verklaring, ek sit hom binne in my. So ek wil vanmorgen begin deur te sê, hierdie is sy liggaam. En as jy hierdie liggaam vanmorgen vat, hierdie brood vat, en jy eet dit, wil ek jy moet vanmorgen die verklaring maak, ek is in hom, en hy in my. Is dit reg met julle? Ek in hom, en hy in my. So ek wil hê jy moet vanmorgen hierdie verstaan, dat hierdie het alles verander. Want nou is jy nie meer die een wat aan die kruis hoef te sterf nie, maar hy het namens jou gedoen. Amen. Dank die broers, ek wil die volk bedien. When
Ek weet nie vanmorgen van jou nie, maar daar die bloed is vir my kosbaar. Daar die bloed is vir my kosbaar vanmorgen. Want liefde te groei waar die bloed geval het. Hy is vanmorgen die lam van God wat gesterf het aan die kruis vir al ons sondes. Ek dink hulle gaan vir ons een liedjie sing. Asseblief, terwyl ek gaan die broers bedien, baie dankie. Zodat jullie ons vanmorgen kon deel wees van iets groter as ons. En ek wil vanmorgen bid en vraag, Here, dat U vanmorgen sal kom met die krag en met die majesteit. Here, ons kan nie wag vir Sondag nie. Sondag wil ons celebrate. Ons wil juig oor iemand wat dood was, maar wat lewe. Die Here, ons wil kom en aan U bring al die lof, al die eer en al die aanbidding van ons hart in Jesus wonderlijke naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek moet nie sondagoggend mis nie. We will celebrate. Ons gaan die naam van die Here groot maak met alles binne ons. Amen. Ons gaan die offergawekas neersit. Ons welkom om die tiendes te bring by die snapjes. Die Bybel sê dat daar spysenhuis kan wees. En ek glo daarin dat God is 'n waarmaker van die woord. Want hy sê, kyk of ek nie die vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Amen. Glo dit vanmorgen.